Nadat Paulus die belangrikheid van eenheid in die begin van Efesiërs 4 beklemtoon het, skuif hy sy fokus vanaf vers 7 tot 12 na die unieke manier waarop Jesus Christus sy gemeente, sy liggaam toerus. Hy beskryf Christus as 'n triomfantelike oorwinnaar wat na die hoogte opgevaar het en gawes aan die mense gegee het. In die antieke tyd sou 'n generaal na 'n groot oorwinning geskenke en buit uitdeel aan sy getroue mense om sy oorwinning te vier. Christus, wat die magte van die dood en die sonde finaal oorwin het, doen presies dieselfde vir sy kerk. Hy deel genadegawes uit volgens die mate waarin hy dit in sy wysheid bepaal het. Vers 7. Dit sluit direk aan by Kolossense 2 vers 15. Dit is van kardinale belang om te besef dat hierdie gawes nooit verdien word of verdien kan word deur ons eie prestasies nie. Net soos die ontvangers van die militêre generaals se geskenke dit ook nie verdien het nie. Dit is geskenke, skryf Paulus, wat uitsluitlik uit genade aan ons toevertrou word. In vers 7 beklemtoon hy dat aan elkeen van ons 'n unieke gawe gegee is. Daar is nie een enkele gelowige wat deur die Here oorgeslaan is nie. Nie een nie. Of dit nou die groot sigbare take is, soos verrig deur die apostels, profete, evangeliste of leraars, wat die rigting van die kerk bepaal, en of dit die stiller gawes is. Elke gawe kom direk uit die hand van die opgestane Here. Lees gerus ook weer 1 Korintiërs 12 hieroor. Die doel van hierdie gawes is duidelik, om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Vers 12. Jesus Christus is die hoof van hierdie liggaam. Hy vul alle dinge met sy teenwoordigheid. Vers 10. En die gawes is die konkrete manier waarop hy vandag nog op aarde teenwoordig is en sy werk voortsit. Deur jou en my en die talente en bekwaamhede wat hy ons gegee het, vul hy die wêreld met sy genesende liefde en bevrydende waarheid. Ons moenie na ons gawes kyk as iets om onsself mee te verhoog nie, maar as instrumente in die hande van ons hoof. Ons kry ons lewe van Christus en ons groei saam in alle opsigte na hom toe. Daar is geen plek vir sideshows waar die fokus op mense val nie. Alles vloei vanuit Christus en moet weer teruglei na hom toe. Onthou dat jy self 'n kosbare geskenk van die Here aan sy gemeente is. Wanneer ons gawes getrou gebruik, erken ons Christus se finale oorwinning en laat ons sy koninkryk sigbaar word in ons midde. Laat ons vandag ons unieke talente gebruik om die gemeente sterker te maak en die Here te verheerlik. Om 'n lae profiel te handhaaf in die liggaam van Christus is nie tot sy eer nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie waarheid dat U aan elke liewe gelowige, aan elke lid van U liggaam, geskenke, gawes gegee het. Help ons om dit elkeen getrou te gebruik, om mekaar mee te dien en om U liggaam op te bou. Help ons dat alles wat ons doen, tot eer van U naam sal wees. Seën ons gemeente, Here, seën elke gemeente, dat ons saam tot een liggaam opgebou kan word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.